Hartlike goeiemôre en baie welkom hier by ons regstreekse uitsending van die Kompas Familiegemeente hier op Vredendal. Ek gee net kans vir nog van hierdie kosbare mense om saam met ons aan te gaan aanlyn en dit terwyl ek so ver as moontlik ook hierdie lewendige uitsending of regstreekse uitsending dan nou gaan deel na die verskeie groepe toe. Maar baie welkom as jy sopas by ons ingeskakel het. Die Kompas Familiegemeente is geleë by Vrolike Vinkies by Park de Luzaan. En ja, wat 'n besondere geleentheid is dit nie om saam met jou ook vanoggend te kyk na Goeie Vrydag nie. Die bekostig, dit wat ons nie kon bekostig nie, die sonde het die Here 'n volmaakte en 'n perfekte prys kom betaal. So ek wil saam met jou vanoggend bid en ek wil regtig vra dat die Here vir ons iets nuuts kom oopbreek rondom Goeie Vrydag en die boodskap wat daar rondom is. Kom ons bid sommer net saam. Almagtige Here en Hemelse Vader, Vader, vanoggend het ons net een begeerte, dis om 'n openbaring te kry van wat U kom doen het, die diepte en die wysheid wat ons nodig het om te besef en die bevryding wat ons nodig het van ons eie omstandighede en ons sonde. Here is so groot dat ons baie keer vasgevang is in hierdie wêreld en sy stelsels en sisteme. En so kom bid ek vir ieder en elkeen vanoggend wat na hierdie boodskap luister, reg oor Vredendal en die omgewing, reg oor die streek, wat hierdie boodskap van verlossing vanoggend hoor, waar Christus my plek kom inneem het, waar hy in my plek kom sterf het. Here, kom buig ons net ons hoofde en ons harte in aanbidding vir hierdie kosbare werk aan die kruis. Ons eer U daarvoor, ons aanbid U en ons loof U. En dankie Here dat ons ook nou kan saamkom en verenig rondom U woord van waarheid. Mag dit ook harte ontsluit vanoggend, Here, wanneer ons die besluit maak om U ook te volg met ons hele lewe. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Goed. Luister baie besorgd oor dit wat jy moet hoor vanoggend, want dit is so besonders. En daar's 'n gedeelte wat begin so. In Johannes 13 is daar iets wat afspeel. In die tuin van Getsemane is Jesus so stelselmatig besig om sy disippels voor te berei vir dit wat hulle kan verwag. En dan is dit Petrus wat sê, jy weet, waarheen gaan nie? En dan sê hy, maar jy weet waarheen ek gaan. En sê, hoe kan ons weet as ons die pad daartoe nie ken nie? En dan sê hy, maar weet jy, ek gaan sterf. En dan sê hy, ek gaan saam, ek sal vir U sterf. Dan sê die Here vir Petrus, luister man, die haan sal nog nie eens 3 keer gekraai het, môreoggend nie, dan het jy my al reeds verloon. Dan het jy my al reeds verraai. En die hartseer gedeelte van dit is, enkele oomblikke daarna, kom hierdie paleiswag, en hulle kom arresteer Jesus in hierdie tuin van Getsemane. En die volgende gedeelte speel so af, en die woorde van Johannes 14 vers 1, dan die volgende hoofstuk klink so, en sê, laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God en glo ook in my. En die huis van my Vader is al baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Nou wat Jesus hier sê is, so geweldig wyd. Hy sê die volgende, hy sê, luister, hy praat eintlik verbondstaal, hy praat soos 'n bruidegom wat gaan om 'n woning voor te berei vir die bruid wat hy dan kom haal, sodra hierdie woonplek reg is. En wat gaan hy voorberei? Waar is hierdie woning? Dis al die vrae wat nou by my opkom, en ook miskien dalk in jou hart, maar 1 Johannes of Johannes 1, 18 en 8 daar rondom sê die volgende, hy sê, hy's ontleen uit die boesem van die Vader, en hy verklaar die Vader, met ander woorde, hy gaan plek maak by die hart van God. En dan sê hy die volgende, hy sê, dit wat nou die volgende gebeur, sal julle nooit verstaan of begryp nie. Dit gaan julle wêreld kom skud in so 'n mate, dat julle bevrees en beangst sal wees. Luister, dit goed gebeur in ons lewe. Situasies en omstandighede gebeur, en as dit Jesus wat hulle fokus terugbring en sê, luister, moet asseblief nie nou dat julle harte, met dit wat julle nou gaan gadeslaan in julle oë, nou absoluut ontsteld raak daaroor nie, want glo net in God, en glo ook in my. Wat hy eintlik sê is, ek en die Vader is 100% in beheer. So, vanoggend se boodskap aan jou, maar ook aan myself, is glo in hom. Glo in hom. Luister gou, hierdie volgende skrif ken jy baie goed, en is die gedeelte opgeteken in Johannes 3 vers 16, en hierdie gedeelte begin so en sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Die heel eerste ding wat jy moet hoor hier vanoggend, in hierdie kosbare Paasvrydag, is dat God se karakter is om te gee. Hy is nie 'n gierige God nie, hy is nie 'n God wat terughou nie, hy is nie 'n God wat van jou iets verlang, meer as net om te sê, Here, hier is ek nie. Hy is die een wat gee. Hy is nie 'n God wat wil hê nie,
maar hy is 'n skepper wat gee. En dan gaan die gedeelte aan en sê, sodat elkeen wat in hom glo. Nou die in hom glo gedeelte is vir elkeen wat hulle geloof en vertroue in hom stel, wat hulle lewens setel binne syne, dat hulle nie verlore gaan nie. In hom glo. Die reikwyte hiervan is dieper as net 'n bloot godsdienstige roetine. En dis wat jy vanoggend moet hoor. As ons hierdeur gaan kuier, moet jy hoor in hierdie teks dat God sê, ek gee vir julle my seun, juist dat julle kan loskom nie net van sonde nie, maar van dooie godsdiens, sodat daar verhouding en verbond kan wees, wat verrykend is, sodat ek en jy kan saam wandel, die beginsel en die bedoeling in Genesis, daar Genesis 3, waar hy vir Adam en Eva kom soek het. En dan sê hy, sodat elkeen wat in hom glo, nie elkeen wat dit verdien nie elkeen wat probeer nie elkeen wat dit probeer werk nie, maar elkeen wat in hom glo, dis nou die seun. Nou luister, die Christelike geloof gaan nie oor verdien nie. Reg deur die evangelie sal jy saam met my stem, dat die fariseërs gedurig Jesus probeer onkant betrap om te sê, maar wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerwe? En ek kan onthou, toe ek net by die Here uitgekom het, was dit ook my grootste bekommernis. Jy weet, wat moet ek doen? Nou is ek by die Here, wat moet ek nou doen? Jy weet, wat moet ek doen om te kry wat Jesus verkondig? Dis asof die verwagting is dat God iets gedoen het, en nou moet daar 'n teenprestasie van my kant af wees. Ek moet nou ook iets doen. En dis miskien waar jy vashak vanoggend hier, by Goeie Vrydag, by die Kopbeenhoogte, die Sketelhoogte, Golgotha, waar God 'n werk gedoen het, so volmaak en volkome, en jy wil nou repliseer met wat kan ek doen? Wel, die volgende is dan ook waar. Ek en jy het ook die geleentheid om in hom te glo. Ons geloof is ook nie om net die heeltyd te probeer nie. Ek dink daar's genoeg vir ons, en deur die loop van my daaglikse wandel hoor ek van mense wat moeg raak omdat hulle probeer, waar ek konstant probeer. Ek probeer om beter te wees, ek probeer om guns te wen by God, ek probeer om God aan my kant te kry, nê. As ons verstaan, geloof verg geen werke nie, dan sal ek ook uit hierdie sikliese bestaan van probeer uitkom, nê. Met ander woorde, dat ons hoop nie net is om genoeg te doen hier op aarde nie. Met ander woorde, my geloof is nie my werke nie. My geloof is in die voltooide werk van Christus. En baie gelowiges sien dit so. Jy weet, as 'n konstante weegskaal waar ek myself moet uitbalanseer, jy weet, ek het nou droog gemaak en God het vir my 'n prys betaal, nou moet ek weer die ding in ewewig bring. En dit is hoe party ouens se godsdienstige bestaan werk, die heeltyd om uit te balanseer. Hierdie weegskaal wat die heeltyd besig is om my moeg en moedeloos te maak. En Jesus staan op by die loofhuttefees en hy sê, kom almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal julle rus gee. En jy sien, hy sê, my juk is sag en my las is lig. Hy wil net hê jy moet inkoop in 'n koninkryk waar hy die koning is en die werk reeds gedoen het. Ek en jy dink baie keer oor die evangelie op verskillende maniere en ek wil tog vanoggend probeer om die goeie nuus vir jou te onderstreep. Goeie nuus is werklik wat Jesus verkondig het. Hy kom ook, en Paulus sê dit so mooi in Romeine 1 vers 16, hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Met ander woorde, die evangelie van Christus, nie 'n ander evangelie nie. Dit wat Christus verkondig het, sê Paulus, skaam ek my nie oor nie, want daar's 'n krag in, 'n krag van redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en dan ook vir die Griek. Godsdienst sê, jy's 'n sondaar, nê? Miskien kan jy dit nog maak. Maar hoe's dit goeie nuus? Hoe's dit enigstens goeie nuus, dat miskien kan jy dit nog maak? Maar dis die nuus waarvan ek bewus is, en dan kom sit hy die ouens by die bergpredikasie, en dan moet hulle van vooraf opbou in dit wat godsdienst vernietig het. Die goeie nuus is, Jesus het dit alreeds gedoen. Is nie wat ek vir God kan doen nie, maar wat God vir my as 'n sondaar gedoen het. Om my geloof te stel in wat Jesus gedoen het aan die kruis, is die vereiste. Kan jy dit sien? Nie in dit wat jy probeer regkry, of hoe jy probeer jou kant bring nie, of wat jy probeer doen om jou bydra te lewer, om dit wat Jesus gedoen het nog beter te maak nie. Hoe jy probeer om in die pad te stap en sy wil te doen en dies meer, sy wil is dat jy in hom glo. So eenvoudig soos dit. En dan as jy dit besef, sal jy verstaan, net Jesus kan my red. Net Jesus kan my verander.
En net Jesus kan die ware vreugde en blydskap in my lewe bring en niks van die eksterne dinge in my lewe kan enigstens iets bywerk in die vreugde wat ek ontvang die dag as ek vrygekoop is en losgekoop is van sonde nie. Net Jesus kan ware sin in die lewe gee en daarom probeer ek nie sin in die lewe soek nie, ek vind my identiteit in hom. Dis goeie nuus. Jesus Christus is goeie nuus. Ek onthou die dag toe ek gekies het om tot geloof in Christus te kom. En dan gaan jou ook na afloop van hierdie boodskap die geleentheid gee om vas te maak en te kies vir die lewe. Ek onthou dit so goed, dit was in Oktober 2010 en ek het geweet op daardie stadium ek was vir te lank self God gewees. Ek het op my eie troon gesit. Ek het geweet ek het 'n verlosser nodig en nie 'n quick fix nie, want ek het al van hulle probeer. My lewe was uitmekaar geskeur in omstandighede en emosies. Verhoudinge was absoluut die vlak vol gewees en daar was niks noemenswaardig of van waarde nie. En ek het agtergekom op 'n ouderdom van 33 dat ek absoluut arm is, maar vir die wêreld lyk ek dalk baie gesog en lyk dit dalk soos 'n lewe van rykdom, maar ek is kaal, naak, uitgeklee en uitverkoop vir die wêreld. En ek het besef daar moet iets meer wees en toe ek die geleentheid kry om my hart vir die Here te gee, het ek nog 'n ding besef. Hy was heeltyd op soek na my gewees. En ek gaan dit nou mooi vir jou onderskryf en onderstreep dat alhoewel jy dink jy moet 'n geweldige soektog loods, dat God nie so ver is nie. Dat hy hier in ons midde in ons nabyheid is en die kruis is presies dit wat Johannes hier sê. Die heel eerste punt wat ek wil hê jy moet onthou vanoggend is 1, ek glo dat Jesus my en jou liefhet. Kan jy dit glo? Kan jy glo dat jy sy liefde werd is? Daar's soveel mense vanoggend wat na hierdie regstreekse uitsending kyk en sê die Here kan my nie lief hê nie. Nie na alles wat ek gedoen het nie. As hy maar net weet wat ek gisteraand gedoen het en dan lag ek so by myself want God is nie 'n mens dat jy iets vir hom kan wegsteek nie. Jy weet, God sê sy standaard is nie die liefdesstandaard van die wêreld nie. Hy het jou nie lief toe jy net oulik en gaaf en goed was en jy weet vlekkeloos was nie, want dit verdwyn bitter vinnig in hierdie wêreld. Jy weet, daai tipe liefde is 'n iets vir iets. As jy nou van jou kant af 'n bietjie kom, dan sal ek nou van my kant af 'n bietjie kom, en dis nie wat Jesus verkondig nie. Dis nie goeie nuus nie. Dis wat die wêreld doen. Ek en jy koop in die liefde wat ten spyte van my omstandighede is, ten spyte van wie ek is, ten spyte van my rebellie, het hy my lief gehad toe ek nog in my moeder skoot was, het hy my gevorm. Was hy al toe betrokke in my lewe gewees, nie die dag toe ek hom eers begin soek het of bewus geraak het van hom nie. Daar's 'n teoloog, A.W. Tozer, wat sê, the greatest thing about you is when you think about God. Kom ek stel dit reg. Hy sê, what you think about when you think about God is the most important thing. Dis eintlik die regte aanhaling. What you think about, when you think about God is the most important thing about you. Nou wat Tozer hier raakvat, is hy sê, die manier hoe jy oor God dink, het 'n absolute bepalende krag en invloed in jou lewe. What you think about when you think about God is the most important thing about you. Jy weet, kom ons wees nou gou eerlik, hier's dalk manne op hierdie live, en ek sê nou vir jou, baie van hierdie manne wat hier sit, het of geen verhouding met hulle paas gehad nie, of 'n verhouding van 'n afwesige pa gehad, of 'n baie slegte verhouding gehad. Daar's enkeles wat kan sê, weet jy wat, ek het 'n besonderse verhouding met my pa gehad, en ek koester dit. En ongelukkig is jou pa eers jou Jesus, voordat jy Jesus jou Jesus maak. En baie keer sien ons, en ons hoor ons van 'n vader, en ons hoor van Jesus, en dan kom ek agter, ek en jy wil niks met so 'n pa te doen hê nie, want ons beeld van God het ons afgelei van ons vader af. En dan moet ek nou vanoggend met jou 'n paar goed regtrek en vir jou sê, dat God niks soos jou pa is nie, maar dat hy die perfekte vader is. Die belangrikste ding waaraan jy kan dink, wanneer jy aan God dink, het 'n absolute bepalende invloed op jou lewe. Dit het 'n bepaling op jou toekoms. Aan die ander woorde, as jy dink aan 'n toekoms sonder God, dan gaan jou toekoms ook God verlate wees. As jy dink aan 'n familie en jy los Jesus buite die prentjie, dan kan jy mos nou dink, hoe lyk 'n lewe waar God glad nie betrokke is nie? Hoe lyk 'n familie waar God nie betrokke is nie? En dit sal alles rondom jou definieer. So kom ons vra vir Johannes, wat dink hy as hy aan God dink? En hoe bepaal dit sy lewe? Wel, hy sê die volgende, hy sê, as ek aan God dink, dink ek aan die volgende. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad,
Hy sê, as ek aan God dink ek aan sy liefde vir die wêreld, en dat hy dit so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat hierdie wêreld nie verlore gaan nie, maar almal wat sy seun aanneem en in hom glo, die ewige lewe kan hê. Johannes sê, vir jou en vir my vanoggend, hy sê, ek glo in hom, want dis hoe lief hy my het. Jy weet, hier was op universiteit, en ons gesprekke op die foon, videocalls en dies meer, eindig altyd af met, ek is lief vir jou, hey, ek het jou lief. Ja, jy weet, en toe hy klein was, het hy ook nou oë gerol oor dit en wat ook al. Maar dis amper dit wat ons doen, as ons na Johannes 3 vers 16 luister. So lief het God die wêreld. Ja, ek weet hy het hom so lief, maar luister gou, jy moet vanoggend hoor, dat hy het my en jou kom bevry van onsself, ons sonde, ons rebellie. Hy is net so bekend daarmee met jou sonde, as jy met jou eie sonde is. Johannes ken ook hierdie gedeelte. Hy ken hierdie gedeelte want hy het dit geskryf, en hy sê dat God 'n liefde het ver buite ons verwagtinge, en dit wat ons ooit kan dink of doen. En die crazy ding van sy liefde, dis so anders as enigiemand anders sy liefde in ons lewe. Sy beginsel is radikaal anders. Jy weet, die ding is rondom die liefde van God is, hy word nooit onkant betrap met jou swakhede en jou tekortkominge nie. Dis asof ek nog 'n bietjie uitgevang word oor my simpelheid. Jy weet, as ek nou dink aan 'n ding en ek dink oor 'n sekere manier en ek weet in my hart ek is nou uitgevang oor hoe ek geredeneer het, en dan dink ek, kan ek nou so gedink het? Hoe kry ek dit reg? Maar die ding rondom dit is God word nie uitgevang deur ons harte nie. Een verkeerde optrede en jy word vernietig deur 'n weerligstraal. Dis wat hulle geglo het, die Griekse mitologie en die Griekse gode wat die Romeine aanbid het gesê, jy weet, God is kwaad. Hy wag net dat jy 'n misstap maak en dan is dit verby met jou. En ek onthou op universiteit het ek min of meer dieselfde idee gekoester van my pa, jy weet. Ek moet nou regtrap. As ek iets fout doen of as daar 'n fout kom, dan gaan my pa my vrek maak, het ek geglo. Toe ontdek ek die Here en ontdek ek verhouding. En toe besef ek, maar luister, hy wag nie net om my by te kom of dood te maak nie. As ek nou 'n probleem het, sê wie wat, ek het 'n groot probleem, ek beter by my pa uitkom. Godsdiens is die mens wat probeer om by God uit te kom. Jy moet dit vanoggend hoor. Godsdiens sê, jy moet 'n sekere roete of 'n weg maak om by die hart van die Vader uit te kom, om by die hart van God uit te kom. En as jy besig is met daai tipe roete, wil ek nou vir jou sê, jy is besig met godsdiens, jy is nie in verhouding met die Here nie. Jy weet, die goed so is, bid ek genoeg, lees ek genoeg Bybel, het ek genoeg gegee, is ek genoeg by die kerk, wy ek genoeg tyd aan die Here af, het ek genoeg vergewe. As jy nog sulke vrae vra, dan is jy besig om eintlik maar met 'n agenda nader te probeer beweeg aan die einddoel, dis om by God uit te kom. Maar as jy in verhouding met hom staan, dan is die gee en die vergewe en die Bybel lees en die bid 'n uitvloeisel uit hierdie verhouding wat ek met hom het, en dis wie ek is. Verder hoop ek die Here sien alles wat ek doen, jy weet, en ek het op 'n stadium geglo, ek hoop dat hy kom vat my op 'n dag wat ek nie dalk 'n lelike fliek kyk nie. Wat van droog maak? Wat as jy nou droog gemaak het, jy weet? Wel, die ding rondom, as ons foute maak of sonde doen, is dit ontneem ons van die vrymoedigheid. En dis wat godsdiens doen, jy weet, jy doen 'n klomp sekere goed reg en 'n paar punte wat jy reg kry en sekere goed wat jy afwerk en dan op 'n punt maak jy so droog en dan gooi jy heeltemal baba en badwater saam uit en jy verloor jou vrymoedigheid en jy val heel weg uit die geloof uit. Nou weet jy was besig met godsdiens. As jy jouself hier bevind, is dit nie 'n goeie plek nie en ek wil jou nooi vanoggend om te glo in hom, die een wat die Vader gestuur het. Jy sal nooit genoeg kan doen nie, en dis ook goed so, want hy het alles vir ons reeds gedoen. Alles wat jy sogenaamd reg doen, is in elk geval nie moontlik sonder die Here nie. Luister gou na hierdie teks net weer. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo. Wie is hierdie elkeen? Wie sluit dit in? Wel, dit sluit in mense wat dink hulle is reg, en mense wat so ver verkeerd is. Sodat elkeen wat in hom glo. Ouens wat selfs gedink het, hulle het nie die Here nodig nie. Mense wat selfs dink dat die manier van godsdiens wat hulle nou mee besig is,
jy weet, absoluut onledig is van die Here, selfs hulle het die Here nodig. En jy besef dit gou as dit leeg raak rondom jou in hierdie godsdienstige bestaan. Wat die gedeelte sê, toe ek nie naby God kom nie, met my manier van doen, my leef, en dit waar ek hom probeer bereik het nie, het hy moeite gedoen om naby aan my te kom. Hy het sy enige gebore seun gestuur. Ek hoef nie meer te soek nie, ek hoef nie meer te werk nie, ek kan ontvang die een wie hy gestuur het. Luister hoe klink Efesiërs 2 vers 1, daar staan, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes. Met ander woorde, ons is dood omdat ons sonde doen. Hoe kan 'n dooie mens iets soek? 'n Dooie mens soek niks. Hy's dood. Wat Paulus hier sê, is hy sê, julle is so dood deur die misdade en die sonde. Hy sê dat God moes uitreik deur sy seun en ons te kom bevry uit hierdie aardse bestaan. Jesus het ons gevind. Ons het nie eers na hom gesoek nie. Kyk gou Romeine 3 vers 10 tot 11. Onthou om dit te lees. Romeine 3 vers 10 wat sê, daar staan geskryf, niemand is regverdig nie, selfs nie een nie. En dan sê vers 11, daar is niemand wat verstandig is nie, en niemand wat na God soek nie. Ek het deeltyd vandag, ek is op soek na hom. En ek besef ewe skielik, terwyl ek dit met jou kommunikeer, dat die Here my getrek het. Die Heilige Gees het my nader aan sy seun getrek, sodat ek hom kan aanneem. En dan die woorde van Johannes, en almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee, die vermoë gegee om 'n kind te word. Weg te breek uit sonde uit. Johannes 19 vers 30, wat so mooi sê, en toe Jesus as sein geneem het, sê hy, dit is volbring. It's finished. Die Griekse tetelestai, julle weet wat beteken dit, is absoluut klaar, in 'n rekenkundige, in 'n oorlogsgedeelte, en ook in 'n regspraak, is dit die prys is betaal, die vonnis is absoluut uitgedien. Hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. As jy hoor, dit is volbring, wat hoor jy? As jy hierdie gedeelte lees, wat hoor jy as hy sê, dit is volbring, dis gedoen? Hoor jy, dis gedoen, maar jy moet nou net nog ietsie doen. Of hoor jy, ja, dis soort van gedoen, jy moet nog net, klink net belaglik as ek en jy so redeneer, en dan word ek in my eie hart uitgevang oor hoekom ek so hard probeer om te doen dit wat hy reeds gedoen het. Al wat ek moet doen is 'n oorgawe maak, in hom glo, my lewe neerlê, sy kruis opneem soos wat hy gemaak het en hom volg. Die werk is gedoen. Jesus het in ons plek om sterf aan die kruis, en dis 'n volledige werk gewees. Wanneer ons sê ons glo, dan glo ons tog in dit, 'n volledige, volmaakte, dit is volbring werk aan die kruis, nie waar nie. Ons glo tog seker nie dat die werk nie klaar is nie. Want dan glo ek en jy 'n ander evangelie is wat Christus verkondig, en wat Paulus hier vir die ouens daar in Asië verkondig. Hy sê vir hulle, luister ouens, die prys is volop betaal. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys jy sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ek sê, wow, wag bietjie. Sondaars was? Wat beteken dit? Paulus, bedoel jy, ons was sondaars? Is ons nie nou meer sondaars nie? Wel, die werk aan die kruis is veronderstel om volledig te wees. Jy het dit nou gehoor, terwyl ons dit nou bespreek het ons gehoor, dit was 'n volledige werk aan die kruis. So as sondaars was, wat is hierdie volledige werk aan die kruis? Wel, ons is vrygekoop van die gevolg van sonde. 'n Sondaar is 'n slaaf van sonde. Met ander woorde, hy staan onder die juk van sonde. Jy wat volgende hier saam met my die woord van die Here bestudeer, moet kies of jy onder die juk van sonde wil wees, of die juk van Christus. Hy sê, neem my juk op, my leerstelling, my manier van dink, nê? 'n sekere rabbi se juk was sy leerstelling gewees in die ou Joodse tyd. Wat glo jy? Dit veronderstel om te wees dit wat Jesus verkondig, moet jy glo. Maar ek en jy het ons eie maniertjies, en ons glo, as ons net hierdie stukkie bysit en net hierdie dingetjie doen, jy weet, dan's die werk eintlik volbring en volledig en volkome. Ek en jy moet dit neerlê, en ons moet saam met hom sterf aan die kruis. Sy juk opneem. Anders sê ek en jy, hierdie werk van hom was nie genoeg nie, is nie genoeg nie. Ek staan nog steeds as 'n slaaf van sonde. Luister, glo jy dat Jesus vir jou gesterf het?
Dit was nogal vir my moeilik in die begin toe ek by die Here gekom het. Het ek altyd geglo, hy het dit vir baie ander ouens gedoen, maar hy kon dit nie vir my doen nie. Hy ken my nie eers nie. So het ek geglo vir lank in my lewe. In my lewe daarvan getuig, iemand wat God nie geken het nie. 1 Korintiërs 15:3 sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Paulus wat dan hier sê, Christus het gesterf vir ons sondes. Hy het vir my gesterf. En hy het vir jou gesterf. Sodat ons nie net van die gevolg nie, maar ook van die mag van sonde bevry is. Hy het in ons plek gesterf. Hy moes sterf vir my sonde. Dis die prys van sonde. Sonde lei tot die dood. Jy gaan dit nou sien ook, as ons vinnig kyk daarna Genesis 1. As jy dit verstaan, moet jy ook verstaan dat jy sonde het. Nee? Dat met ander woorde die merk gemis het, dat jy nie volmaak is nie, en dat geen werk wat jy doen, jy weet, enigstens die verhouding kon herstel nie. En jy sien dit met Adam en Eva. Hulle begin in die perfekte omstandighede. Eden, die plan vir Eden was, hulle ontvang 'n planeet. Die plan vir Eden was om die hele aarde vol te gaan, né? So wyd en uitgestrek te word, en hier sit hulle in die perfekte omstandighede. Die Here sê net een ding, hy sê moet asseblief net nie van daai boom eet nie. Dit is interessant hoe ons dit wil hê wat ons nie kan hê nie. En dan doen hulle presies dit. Hulle eet van hierdie vrug en dan sê die Here, julle sal sekerlik sterf. Maar niemand is dood nie. Geestelik is hulle dood. Hulle is geestelik onmiddellik dood in so 'n mate dat hulle nie die vrymoedigheid het om op te daag wanneer hy opdaag om saam met hulle te stap in die aandwind nie. Hulle is tussen die blare. En dit is weer God wat na hulle kom soek. Want sy bedoeling is nog steeds dieselfde as dit wat Johannes verkondig, dat hy sy seun gestuur het. Hy kom self en hy kom soek hulle, terwyl hy weet hulle het droog gemaak. Is nou hulle wat wegkruip en met menslike pogings hulle self probeer verdoesel en probeer betaamlik maak met vye blare. Klink dit nie belaglik nie? Hulle het werklik alles. Hoekom doen God dit? Hoekom sit hy dan hierdie boom in die tuin? Wel om te onthou dat hy die bron is. Nee, dat hy God is en dat hy heilig is. Nou wat hy gevra het is dat hulle van hierdie een situasie af moet wegbly. Die res is alles hulle se. En dan dink ek net oor dit wat God gegee het. Hy het sy seun vir ons gegee. Hy het sy lewe vir ons gegee. En dan soek ons die goed wat ons nie kan hê nie. Ek dink so 'n bietjie aan boosheid. Boosheid dink ons gewoonlik in die hand van terrorisme en mense wat teen God draai en ons dink aan 'n klomp goedes, maar luister, boosheid begin met 'n hart wat wegdraai van God af. En dis wat met Adam en Eva gebeur het. Die oomblik toe hulle wegdraai van die Here af, toe is daar dood. Daar's 'n geestelike doodsheid en onmiddellik moet iets sterf. En dan moet God vir hulle velle maak van dierevelle. Hy moet 'n dier slag. Hy bring die eerste offer en hy bring ook vandag 'n hele paar duisend jaar terug die laaste offer. Alle ander gelowe, wil ek vanoggend vir jou sê, is geestelik dood. Met ander woorde, dit gaan oor 'n spiritualiteit sonder 'n skepper. Dis wanneer jy geestelik dood is. Dis wanneer jy besig is met werke. Jy's besig met spiritualiteit, maar God is nie betrokke nie. En dis geestelike dood. Godsdiens kan dit maklik word as jy besig is met die dinge van die Here, maar die Here staan ver buite hierdie prentjie en kyk, en jy het hom nie ingenooi nie. Jy het hom nie deel gemaak nie. En mag dit van ons gemeente nooit die getuienis wees nie, dat ons Jesus buite los. Is dit moontlik om 'n klomp goed te doen waarvan God geen goedkeuring dra nie? Goed te doen wat sy seun nie die middelpunt is nie, absoluut. En ek en jy moet waak daarteen. Dis die vye blare waarmee ons osself probeer bedek en mooi lyk, en dan kom hy by hierdie vye boom, die tweede laaste wonderwerk, en hy sê, waar is hierdie ding se vrug? Mag die Here nie kom by ons eendag en sê, pragtige blare, maar geen vrug nie. Lyk mooi, maar daar's geen doel nie. Hy vertel daar die woord in Genesis 3 vers 21, hoe God hulle geklee het met die vel van diere. En dan vervloek hy ook terselfdertyd die vye boom, daai tweede laaste wonderwerk, net voor sy kruisiging. Vervloek hy die vye boom, vervloek is alle menslike pogings wat ons probeer aanwend, want dit lei na die dood toe. En dan kom doen hy die volmaakte werk aan die kruis.
En in die tuin gebeur daar nog iets. Luister, hy profeteer die volgende, hy sê die volgende, Genesis 3 vers 15. Hy sê, ek sal vyandskap stel, hy praat daar met die duiwel, hy sê, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy praat van Jesus nie, wat gaan kom. Hy sê, hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. You will bruise his heel. Dink ek net, wat hy daar bedoel het is, jy gaan die invloed, sy kop verbrysel. Jesus doen dit aan die kruis, maar hy definitief ook sy hak beskadig, deur die spykers in sy hande en die spykers in sy voete. En dit het die Here geprofeteer oor daardie situasie. Sy kop gaan verbrysel, maar hy gaan jou in die hakskeen byt. En vanoggend sit ons rondom die gebeure waar die hakskeen gebyt is. Jesus wat hang aan hierdie kruis met spykers in sy hande en in sy voete geslaan. Op hierdie dag het Jesus nie net vir ons gesterf nie, maar iets wat jy moet hoor vanoggend is, hy het ook in ons plek kom sterf. Wat jy moet verstaan is, dat aan die kruis, daar soveel meer gebeur het. Jy weet, op hierdie kopbeen hoogte, luister net hier, Jesaja 53 vers 4 en 5. Tog het hy ons lyding op hom geneem, en ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word. Nee? Hy praat nou hier die perspektief van die Jode. Hy sê, hulle kyk na hom, hy is die een wat eintlik vir hulle kom in die bresse tree, hulle sondes vergewe, hulle siektes, dit wat as gevolg van sonde daar gestel is, wat lei tot die dood, kom sit hy op hom, kom laai hy op hom, kom staan hy in die plek daarvan. Hy sê, en ons kyk na iemand as een wat God gestraf het. Hulle kyk na hom as die een wat God verwerp het. En dan staan daar vers 5, oor ons oortredinge is hy deurboor, ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing gebring. Ek wil net hê jy moet dit ook hoor vanoggend. Hy het ook ons pyn, ons lyding en ons siektes op hom geneem aan die kruis. Dis ook wat gebeur het. En dan is dit interessant, hy neem die plek in wat nie vir hom bedoel was nie. Hy neem die middelste kruis in. Die middelste kruis was Barabbas se kruis. Die woord leer ons dat Barabbas vrygelaat is, sodat Jesus kon sterf. Met ander woorde, die skuldige een is vrygelaat, en die onskuldige een hang in sy plek. Sterf in sy plek. Die onskuldige Jesus het in sy plek gesterf, want ek en jy is Barabbas. Daar het 'n reiling plaasgevind, kan jy dit sien aan die kruis. Die een wat eintlik moes sterf vir sy sonde en sy misdade, word nou vervang deur een wat glad nie eens nodig gehad het om daar te wees nie. Maar nietemin neem hy die plek in van die een wat, soos ek en jy, skuldig staan voor God. Ek en jy weet dat Jesus moes sterf sodat ek en jy kan lewe. Wat as ek vir jou sê Jesus moes sterf sodat ons ook moes sterf saam met hom? Ek weet jy het dit gehoor. Jesus sterf sodat ons kan lewe. Maar vanoggend wil ek dit so 'n stappie verder vat en vir jou sê Jesus moet sterf sodat ons ook kan sterf. Sodat ons deur die bekeringsdoop tot bekering van sonde, ons getuienis, ons geloof in Christus kan bely en te sê, ek glo in hom, die ou mens lewe nie meer nie, maar die nuwe mens lewe in Christus. Lewe deur Christus. Sodat ek saam met hom sterf, sodat ek saam met hom kan lewe. Luister, die vyand skop verbete hierteen vas. Galasiërs 2 vers 20 sê, dis nie nou meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my lewe, die lewe wat ek nou hier leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, en sy lewe vir my afgelê het. Ek het saam met hom gesterf, toe hy gesterf het. Die geheim van die Christenlewe is die volgende, en ek sluit af. Ek is dood, Christus leef. Ek is dood aan my ou natuur, my eie strewe, my eie eer, my eie wil. Op Golgotha is ek saam met Jesus Christus gekruisig. Maar hier is die krag. Christus het nie net vir my gesterf nie. Hy leef nou in my. Jy weet? Dis nie selfverbetering nie. Jy weet? Jy moet asseblief nie nou gaan na hierdie boeke toe en kyk 7 maniere hoe jy jouself kan verbeter nie. Jy kan niks voeg by die volmaakte werk in die kruis nie. Die sleutel hier, amper sê ek die key, die sleutel hier is nie selfverbetering nie, dis selfverloning. Nie om minder te dink van myself nie, maar om aan myself minder te dink. Luister, ek en jy stel onsself so voorop en
maak net seker, alles werk tog net reg rondom dit wat ek glo, dink en doen. Jy weet, ek moet myself tog net die hele tyd akkommodeer, want ek is so bang, ander mense doen dit nie. Wat as jy Christus die hele tyd akkommodeer in die manier hoe jy leef, dink en doen? Dis nie selfverbetering nie, maar selfverloning. Dis nie ek wat probeer beter wees nie. Dis Christus wat volmaak is, en nou kom leef hy sy lewe deur my. Ek lewe nou die lewe wat neergelê is. So dis nie godsdienst nie, dis God in mens. Ek is nie nou besig met leë goed om net leë goed te fasiliteer nie. Ek is besig om Christus wat in my gevorm is, uiting te gee aan die wêreld, en dan vergewe ek, en ek help, en ek bedien, en ek kan nie hoor hoe dit 'n verskil maak wat gebeur het by die kruis. Dit gaan nie oor moraliteit nie, maar dit gaan oor goddelike identiteit. Ek probeer nie nou net reg doen, want dis die hoër weg of die meer beste ding om te doen nie. Ek doen reg, want dit is die goddelike identiteit wat ek aangeneem het, toe hy vir my sondes gesterf het, terwyl ek nog 'n sondaar was. Die lewe wat ek nou leef, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Dis wat die woord sê. Dis 'n lewendige, daaglikse geloof. Net as mense trou, dan sê ons, en hulle, die man sal sy ouerhuis verlaat, en hy sal sy vrou aantleef. Nee, die aantleef gedeelte verstaan ons nie altyd nie, want ons wil nog steeds vasklou aan ons ou lewe, aan ons bachelor lewe, aan ons ou maniere van doen, en so ook die vrou, jy weet, ek wil nog steeds vashou aan dit wat ek in my identiteit in my ouerhuis geleer het, en dan sukkel ons om aan te kleef, en net so ook die huwelik tussen die bruid en die bruidegom wat God se seun Jesus is. Hierdie eenwording is 'n lewenslange proses. Net hierna gaan ek en jy bid, en ons gaan vra dat die Here ons van niets af sal vul met sy goedheid, en dat ons oë sal oopgaan vir dit wat aan die kruis gebeur het. Maar nietemin is hierdie eenwording nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, dis 'n lewenslange verbintenis, dat die Here my nuut maak, weergebore is van bo en weer. Dis 'n goddelike geboorte, oor en oor en oor in my lewe, eenwording. Geloof sê, ek leef nie meer vir goedkeuring nie, maar ek leef uit sy goedkeuring. Kan jy hoor? Dis geloof in hom. Ek lewe nie nou sodat hy my moet raak sien in dit wat ek doen nie, maar ek lewe as gevolg van dit wat hy vir my gedoen het. Geloof sê, ek is besig om aan God te bewys ek is lief vir hom. Nee, dis nie wat geloof sê nie. Geloof sê, ek leef omdat hy bewys het hy is lief vir my. Omdat hy vir my lief is, gee ek my lewe vir hom. Lê ek my lewe neer, buig ek my knie en my hoof en my hart. Hy het sy lewe neergelê, sodat jy vandag joune kan opneem. Hy het sy bloed gegee, sodat jy sy gees kan ontvang. Is dit nie kosbaar nie? Hy het in jou plek gesterf, sodat hy nou deur jou kan leef. Sodat ek en jy die Skepper God van hierdie aarde kan verteenwoordig, en alles wat ons met ons woorde en ons dade en ons manier van leef skep rondom ons, die atmosfeer wat ons bring, en waar jy vandag gaan beweeg in die res van jou lewe. So ek vra vir jou, wie leef in jou? As jy ja sê vir Jesus, sê jy nee vir jouself. En as jy ja sê vir Christus in jou, sê jy nee vir vrees, vir sonde, vir angstigheid en ook depressie. Nie meer ek nie, dis hy. Die werk is volbring. Volmaakte werk in die kruis. Jesus, die liefling van ons hart. Luister, as hierdie boodskap enigstens op enige manier, ek bedoel hierdie eenvoudige boodskap, op enige van hierdie punte iets aangeraak het, waar jy besef, jy was toch net die hele tyd besig, of jy het verval in 'n tipe godsdienstmentaliteit, waar jy besig is om goedjies te doen, sodat die skaal toch net gelyk balanseer, vir as daar ietsie gebeur, dat jy saam met hom kan lewe vir een tyd, vir altyd. Luister gou. Wil ek jy met bekeer daarvan. Glo in hom. Die volmaakte werk wat hy gedoen het, en is baie eenvoudig. Jy lê nou jou lewe, jou manier van doen, die vuil blaartjies wat jy so plak en toemaak, en jouself en jou sonde probeer bedek, man, lê dit bloot en oop voor hom, en sê, Here, kom neem my lewe oor. Die werk wat hy gedoen het is volkome, niks daarby kan jy voeg nie. Jy kan daarin glo, en jy kan daarin wandel. Dis ook dan nou my gebed vir jou. As ek saam met jou nou gaan bid, gaan ek vra,
saam met jou vra, dat die Here ons opnuut vul met sy goedheid, sy guns en sy genade. En as jy wil, sal ek jou voorgaan in gebed, om net weer te bevestig en te sê, Here, ek wil my lewe vir U gee. As daar nog nooit 'n geleentheid was waar jy jou lewe vir die Here kon gee nie, waar jy sê, Here, ek aanvaar hierdie werk wat U gedoen het aan die kruis, as 'n werk ook in my lewe, dan wil ek vandag saam met jou bid, dat hy die reis wat hy begin het, vandag, as jy tot die besef gekom het wat hy gedoen het vandag, weg te breek uit godsdienst uit, jou eie manier van doen, en in sy liefde en sy genade verder te groei in die diepte en rykdom van dit wat hy vir jou beplan het. Kom ons sluit ons oë. Here, ons kom buig na ons hoof in aanbidding voor U, die een wat is, wat was en wat sal kom, en ons het nie 'n probleem met die een wat is nie, alhoewel dat ons voel baie keer, die sien ons nie raak nie. Die een wat was, is so ver uit ons gedagtes uit, en die een wat kom, maak ons angsbevange. So nou kom bid ek, Heilige Gees, hier in ons midde, dat U transcendeer oor al die golwe heen, en ons binneste nou kom besoek met U teenwoordigheid. Here, dankie vir hierdie werk, wat U so volkome aan die kruis kom doen het. Here, dat U kom inbreek maak het in my sondige natuur, my kom bevry het van rebellie, my eie onvergewingsgesindheid, en my selfdoen manier van reg maak, waar ek dink ek is verkeerd, in steede van om die werk wat U gedoen het, my eie te maak. Here, ek kom bid nou vir mense wat 'n oorgawe maak, en sê, Here, ons kan nie meer nie, ons lê ons lewe neer. Vader, kom red ons. Kom verlos ons van ons sondes in onsself. Ons het U lief, Here. Maar ek bely ook dat ons eie lewe liewer het. Ons nie onsself wil sien in die manier hoe ons veronderstel is om te sien, dat ons nog steeds dink ons doen goed, terwyl ons besig is om eintlik naakt voor U te staan, ontkleed van die waarheid en dit wie U is. Jesus, ontmoet ons in ons sonde, en kom bevry ons van die mag van sonde, kom maak ons vry, Here, en ons neem nou U lewe op, U kruis op. Ons sit die woord in ons hart, en ons bære dit daar, sodat dit daar kan saad vorm, Here, en vir ons kan vrug dra, die vrug van U Gees. En Here, dankie dat ons nou so deeglik bewus is van die liefde wat U vir ons gehad het, toe ons nog dit nie verdien het nie. Dankie vir U volkome en volmaakte werk in die kruis, en ons kom gee nou elkeen waar ons is, in oorgawe ons lewe vir U neer. Ons glo in U, Here. Gaan dan ook met ons in hierdie kosbare naweek, Here. Deur hierdie dag waar ons vandag net wy en fokus op die werk wat U kom doen het in ons lewe. Dankie, Vader, vir U liefde en U genade. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Luister. Koop die tyd uit. Jy het nou 'n tydjie, man. Luister, maak 'n lekker koppie koffie, gaan stap 'n draai in die tuin in. En maak jou saak reg met die Here. Dit gebeur so maklik dat ons met goed besig is, en ons eintlik met die beste bedoelings met niks besig is nie. Want die Skepper staan buite, en ons is verskriklik geestelik met dit wat ons doen, en wat ook al. Trek die Here nou in, man. Nooi hom in. As jy hom uitgesluit het, praat met hom soos wat ek met jou nou praat, en sê, Here, asseblief kom, neem stelling in my lewe in. Gee hom weer sy ereplek in jou hart. Luister, Sondag kom ons weer by mekaar in, en dan wil ons so 'n bietjie gesels oor hierdie opstandingswerk. Vandag het ons saam met hom gesterf, sodat ons saam met hom kan lewe, maar Sondag wil ons saam met hom opstaan, om saam met hom te heers. Dankie vir die kosbare tyd wat ek in jou huis kon deurbring, en nou kan jy maar uit jou pyjamas uitklim. Ons is lief vir julle, genade, vrede en liefde vir elkeen van julle, van God ons hemelse Vader. Ontvang dan ook die seën wat kom, met die aanvaarding en geloof in hom, dat hy jou lewe kom verander radikaal, en mag die Here absoluut radikaal ingryp daar waar jy is vandag. Ek bid die seën van die Here oor jou huis en jou huisgesin. Genade, vrede en liefde vir jou.